Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy van ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons kan vanmôre met groot sekerheid sê, dit is die dag wat die Here gemaak het en ons kan daaroor juig en bly wees. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, wees altyd deur bly. Is so 'n wonderlike gedagte en vriende, ons kan ons nie verbly in die dinge wat om ons aangaan nie. Daar is baie rede tot kommer en tot hartseer en pyn wat dit vir ons veroorsaak, maar die Bybel sê dat ons altyd deur bly moet wees in die feit en wete dat vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Vanmôre kom ons by die gedagte uit, daar in 1 Tessalonisense 5 vers 25, waar die apostel Paulus die gedagte uitspreek, broeders, bid vir ons. En voor ons daarby kom, wil ek eers vir u 'n paar verse lees hier uit Halleluja lied 316. Hierdie lied gaan oor gebed en daar staan dank Here vir ure van gebed waarin u my van sorge red. U nooi my na die hemeltroon waar ek mag gaan om hulp betoon. In tye van verdriet en smart bied u vertroosting vir my hart. U leer my Satans mag weerstaan en moedig op Gods weë gaan. Vers 2 sê, dank Heer vir elke bedestond. Dit voer my op gewyde grond. Tot Jesus wie se trou vir my van eeu tot eeu onwrikbaar bly. U woord is my tot troos en steun. Dis u genade waarop ek leun. Vrywerp ek al my aardse sorg op hom, my heiland en my borg. Hierdie lied gee vir ons soveel waarhede deur en ons dank God vir elke bedestond. Ons dank die Here vir hierdie wonderlike genade voorreg om te kan bid. Hierdie skakel tussen die aarde en die hemel waar ons deur Jesus ons middelaar na God kan nader en ook ons hartsbegeertes en behoeftes kan uitspreek. En vanmôre gaan dit juis oor die gedagte waar die apostel Paulus dan ook vir die gemeente vra om vir hom te bid. Nie net vir hom nie, maar ook vir sy medewerkers en vir hulle wat voltyds in diens van die Here staan. En ek het so daaraan gedink toe ek hierdie gedeelte gelees het, vriende, en ook oor die oordenking van vanmôre, dat ons as kinders van die Here bid. Ons bid nie so gereeld soos ons moet nie, ons bid nie so getrou soos ons moet nie. Ek dink nie ons bid altyd met ons hele hart soos ons veronderstel is om te bid nie. Dikwels is ons gedagtes verdeel, dikwels kom daar ander gedagtes in, dikwels is ons haastig en mag ons voor die Here dit bely en regtig die waarde van gebed besef, waar ons as skepsele met die Skepper kan praat, deur Jesus ons middelaar, wat vir ons die weg gebaan het. Meeste van ons gebede, vriende, as ons bid, gaan oor dat ons die Here dank vir al die voorregte wat hy vir ons skenk uit genade, wat wonderlik is. Ons praat van dankgebede en daar is ook dikwels smeekgebede, waar ons die Here in bepaalde sake sy wysheid afsmeek en ons bid vir ons familie en ons bid vir ons land en ons finansies en sonde waar ons mee worstel en miskien kinders wat rebels geraak het of kleinkinders wat die Here nog nie ken en ons dank die Here vir voedsel en vir klere en daar is dikwels lofprysinge in ons gebede. Maar die vraag wat ek vanmôre vir u wil vra is in hoe mate en hoe dikwels en hoe gereeld en hoe ernstig bid u vir u geestelike leiers? Vriende, dit is hulle wat ons begelei in die waarheid van die woord. Geestelike leiers is so skaars soos hoendertande. Ons kry geweldig baie predikante en pastore en profete en apostels en noem hulle wat jy wil. Maar daar is min van hulle wat nog getrou is, wat nog lief is vir die waarheid van God se woord, wat nog getrou is om hierdie waarheid te ontsluit en die Bybel te bestudeer en voor te berei en sondag na sondag in getrouheid te sê, so sê die Here. En ek wil vanmôre vra, as jy so predikant het, as jy so geestelike leier het, bid vir hulle. Bid vir hom, bid vir sy vrou, bid vir sy kinders, bid vir sy huishouding en ag vriende, daar is baie dinge waarvoor ons kan bid. Maar die belangrikheid is dat die apostel Paulus hier in hierdie gedeelte vir die gemeente vra. Hy sê vir hulle, broeders, bid vir ons. Broeders, dra ons op aan die sorg van die Here en aan die genade van die Here. En die vraag is vanmôre, waarvoor kan ons bid as ons vir ons geestelike leiers bid? In die eerste plek wil ek jou vra, want ek weet nie wie almal inskakel en wie almal luister na hierdie oordenkings nie. Ek wil in die eerste plek vir jou vra, bid dat jou geestelike leier seker sal wees dat hy gered is. Want jy sien, daar is baie mense wat as geestelike leiers bekend staan, maar hulle kan nie preek oor bekering of oor wedergeboorte nie, want hulle weet nie wat dit is nie. Baie van hulle reken dat ons van kindsbeen af maar 'n kind van die Here is en ander reken omdat ek gedoop is as ek 'n kind van die Here en ander reken omdat ek in tale gepraat as ek 'n kind van die Here. So ek wil jou vra, maak seker wanneer jy bid dat jy sal bid dat die Here jou geestelike leier sekerheid van saligheid sal gee, sal red en ook sy hart sal vernuwe deur die werking van die Heilige Gees. Bid in die tweede plek dat jou geestelike leier getrou aan die woord van die Here sal wees, nie aan tradisie nie. Ek het groot geword met baie geestelike leiers wat meer tradisie vas was as die woord en as jy hulle wil konfronteer oor die waarheid van die woord, was hulle op hulle agtervoete.
En vriende, ek het agtergekom dat geestelike leiers dikwels so tradisievas is, dat hulle blind is vir wat die woord sê, binne die konteks van die bepaalde gedeelte. Daarom bid dat jou predikant getrou sal wees aan die woord, en dat hy sy gesin sal begelei. In die eerste plek sal seker maak dat sy gesin die Here dien, en dan getrou aan die woord sal wees, en getrou sal wandel in die waarheid van die woord van die Here. Dat jou predikant getrou Sondag die woord sal ontsluit, binne die konteks van die woord, en dat jou predikant nie lui sal wees nie, maar voorbereid in die kansel sal staan, om jou Sondag na Sondag te voed met, so sê die Here. Bid vir ons, sê die apostel Paulus, en ek pleit vanmôre, bid vir my, en bid vir ons as leraars wat poog om getrou te bly aan die Here, dat ons sy woord sal hoogag, want God praat met ons deur sy woord. Sy woord het die hoogste gesag, en sy Heilige Gees het die woord geïnspireer, en deur die prediking van die woord kom die Heilige Gees, en hy verlig die woord aan ons harte, sodat ons kan verstaan wat die Here aan ons wil sê. Daarom staan daar dikwels op kansellappies, Sola Scriptura, wat beteken die woord van God alleen, of so sê die Here, is die gedagte dat die prediker getrou sal wees aan die prediking van die woord van die Here. Bid dan ook verder, dat jou predikant rein sal wees en heilig voor God sal lewe. Vriende, baie predikante begin goed, maar hulle eindig sleg. Baie val in sonde en verval weg, in so 'n mate dat hulle skade en skande bring op die naam van die Here. Ek weet, 'n geredde kan nooit sy saligheid verloor nie, maar hy kan baie skade en skande bring aan die naam van die Here deur sonde in sy lewe toe te laat. Daarom bid dat jou predikant rein sal lewe, dat hy nie net 'n prediker sal wees nie, maar ook 'n dader van die woord. Ons hoor telke male in die media hoe predikante preek verander, maar hulle self is verwerplik. Daarom het jy die opdrag as kind van God, as gereddene, om te bid vir jou predikant. Soos die apostel Paulus gevra dat hulle vir hom sou bid en vir sy medewerkers sou bid. Daarom pleit ek by u dat u vir ons sal bid, dat die Here ons standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here sal hou. Bid dat jou predikant dan ook getrou die pad saam met die Here sal stap tot die einde toe. En vriende, ek het dit aparte punt gemaak, juis omdat volharding belangrik is. Jy sien, dit is belangrik dat ons sal sien wat die apostel Paulus self sê, hy wat gevra dat die gemeente in Thessalonika vir hom sal bid, sê daar in 2 Timoteus 4, vers 6 tot 8. Hy sê, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Verder is my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Jy moet onthou, vriende, daar is 'n besondere aanval van die vyand teen jou geestelike leiers. Die oomblik wanneer die geestelike leier val, dan is dit so dat baie mense dan ook val en nader aan die geloof begin verloon en sê, maar as hierdie leier nie staande kon bly nie, en hy was geestelik so sterk in ons oë, sal ek ook nie staande kan bly nie. Daarom bid vir getrouheid en volharding tot die einde toe. Dat jou leraar, dat jou prediker, dat die een wat vir jou voorgaan in die geloof, die goeie stryd sal stry, en dat hy die wedloop sal voleindig en die geloof sal behou. Dat hy nie 'n klad op die naam van die Here sal wees, dat hy nie skande en skade sal bring op die koninkryk van God nie. En dat hy ook u kan begelei in hierdie waarheid, in hierdie getrouheid, in hierdie volharding, sodat jy ook die wedloop kan voleindig en die geloof kan behou. Die Bybel sê vir ons, daar word 'n kroon vir ons weggelê, nie net vir ons wat getrou aan die Here is nie, maar ook vir u wat getrou bid vir hulle wat in diens van die Here staan. Daarom is het belangrik dat ons vanmôre ook in die konteks van 1 Tessalonisense sal sien, dat die apostel Paulus kom en hy het sekere vermaning wat hy gee en sekere waarhede, soos wees altyd hier bly en bid sonder ophou en wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus oor julle, en die kwessie van blus die gees nie uit nie en verag die profeseë nie. En dan ook die gedagte van, onthou julle van elke vorm van kwaad. Broeders, bid vir ons. En ek wil u vra dat u regtig, wanneer u bid, tyd sal spandeer om te bid vir ons as predikante, vir ons gesinne, vir ons vroue en ons kinders, en vir ons geliefdes, dat die Here ons getrou sal hou. Ja, bid vir u familie, bid vir u land, bid vir u kinders en vir u kleinkinders, en dank die Here, smeek om vir sekere dinge, gee lofprysinge aan die Here, maar moenie vergeet om te bid vir u geestelike leiers nie. Mag die Here genade gee, dat ons in elke bedestond ook sal bid vir ons geestelike leiers, sodat hulle standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here sal wees. Vriende, dankie vir die gebede, dankie vir elkeen se getroue voorbidding, mag die Here ons ryklik seën en ons opbou in die allerheiligste geloof. 'n Baie mooi dag vir u, groete en seën,
en mag die Here u getrou hou en mag die Here vir u lei na waters waar rus is. Mooi dag vir u verder, Tara.